Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Dit is tyd vir volgende koerantbesprekings en ons gesels internasionale en plaaslike nuus saam met Jana Marx vanoggend. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin somme by Julius Malema en die Verenigde Koninkryk sê weer eens nee. Julius Malema is nie beïndruk nie. Die Verenigde Koninkryk het weer sy visum geweier. Hulle haal ekstremisme aan, wat volgens die Britte sy steun vir Hamas en die oproep om wit mense uit te moor, is nou quote-unquote insluit. Die Britse regering sê Malema se teenwoordigheid is nie bevorderlik vir openbare belang nie, is not conducive, weens sy optrede, karakter en verbintenisse. Dis in sy tweede poging, soos jy nou tereg sê. In 'n brief wat 17 Junie gedateer is, wat in nuus met die volg gesien het in hierdie berig wat ons bespreek, sê die Verenigde Koninkryk, hierdie aansoek is nou geweier, maar toekomstige aansoeke kan moontlik ook geweier word as sekere dinge nie verander nie. En elkeen sal dan op meriete beoordeel word of elke nuwe aansoek. Die kantoor van die Britte het onder meer gesê Malema se publieke steun vir Hamas wat hy uitspreek op Twitter of op X in die publiek, daai is vir hulle 'n probleem. Hy het in 'n toespraak by die Israeliese ambassade in 2023 al gesê dat die EFF na 'n veronderstelde oorwinning in die 2024 verkiesing Hamas sou bewapen om verder oorlog te voer. Hulle het ook gesê, hy het ook op 'n ander keer op X gepubliseer of geskryf dat hy Hamas en Hezbollah ondersteun, en hy het ook gesê dat die Hamas aanval op Israel, dat dit 'n legitieme weerstand was. En dan het hierdie binnelandse kantoor van die Britte ook gesê, wie die gelykheidshof, hulle het verwys na daai saak, die hele Kiel de Boer saage, waar die regter hom gevra het om asseblief nou nie weer hierdie woorde in die publiek te uiter nie, en Malema het net gesê, hy kan nou nie regtig die toekoms voorspel nie, eintlik maar in soveel woorde gesê, hy gaan nie ophou om die lied te sing en, jy weet, hierdie uitsprake te maak nie. So ja, die Britte sê net, jy weet, in ons land is Hamas 'n veroordeelde, of ons noem hulle 'n terroristeorganisasie, so enigiets wat jy doen om hulle te bevorder, maak jou onwelkom in ons land. Natuurlik is Malema nie baie opgetrek met hierdie idee nie, ek wag nog om te sien hoe hy gaan reageer. Wel, 'n mens nooi gaste na jou huis toe byvoorbeeld, met wie jy oor die weg kom, en wat dieselfde waardes as jy het, so in dieselfde sin kan 'n mens dalk sê, die Verenigde Koninkryk het ook die reg om mense wat by hulle kom kuier, te aanvaar of nie. Ja, nee, ek stem met jou 100% saam. Elke land mag tog maar sy eie reëls maak. Ek sê net bly om te hoor dat ons almal oor dieselfde kamp geskeer word. Of jy nou 'n politisie is en of jy 'n gewone burger is, verstaan almal steeds dieselfde aansoekproses deurgaan en dan word steeds na dieselfde dinge gekyk. So ek stem saam met jou, dit sal interessant wees om te sien hoe meneer Malema reageer op hierdie uitspraak. Ek kan nie dink dat hy baie gelukkig gaan wees nie. Die vorige keer wat hy daarop gereageer het, hy mos maar gesê dit is 'n rassistiese aanval. So ek kan nie dink dat hierdie reaksie enigstens anders sal wees nie. Dit is jammer dat daar dan 'n ander narratief aan sy kant, jy weet, die om te doen. Dit is interessant as jy dis rassisties, maar as jy nou wat sê, jy moet die keel van witgeit afsny, dis ook interessant. Nou ja, ons moet praat oor die Jocelyn saak, want die verdediging het aansoek gedoen om appel. Ja, ek was nog verbaas toe ek dit sien, maar die 3 wat nou onlangs tronk toe is vir Joscelyn Smith se verdwyning, wil nou appeleer. Hulle doen nou 'n aansoek om verlof tot appel. Dis nou Boeta Apollos, Steve van Ryn en Kelly Smith, Jocelyn se ma. Hulle is in Mei elk lewenslang tronkstraf opgelê vir Jocelyn se verdwyning, mensenhandel en ontvoering. Hulle moes hierdie aansoek om verlof tot appel binne 14 dae na die vonnisoplegging indien, wat hulle toe nou ook gedoen het. Maar intussen, dis nou nogal 'n ingewikkelde saak, want intussen moet die staat nou nog die saak teen Rensha Lombard, wat hulle eie hoofgetuie was, afhandel. Kyk, Rensha het, of Rens soos hulle haar noem, het 'n ooreenkoms met die staat gehad. Okay, ja, ek was ook 'n beskuldigde, ek word nou 'n staatsgetuie, en in ruil daarvoor soek ek 'n verminderde vonnis. So die hof moet nou bepaal of haar bydrae goed genoeg was om haar nou te vrywaar van hierdie klagte waarop sy ook tereg gestaan het. Sy het byvoorbeeld vir die hof vertel, Jocelyn is vir R20.000 aan 'n sangoma verkoop, natuurlik nou vir haar blou oë en 'n ligte vel, verskriklik. Maar verskillende teenstrydighede is uitgewys in haar getuienis. So daai ding moet nou eers uitgesorteer word voordat hierdie aansoek om verlof tot appel aangehoor kan word. Tjoe, skokkend. Jana, dan staan ons ook stil by 'n plaasmoordsaak.
Ja, dis 'n saak wat eintlik al 3 jaar gelede of die voorval 3 jaar gelede gebeur. Dis die moord op Nikki Jansen van Rensburg. Hy's 'n boer van Rutan in Limpopo. En hy is baie wreed vermoor op sy plaas. Ek sien vorige berigte, hy is gedwing om op sy knieë te staan. Hy's met 'n stuk plank oor die kop geslaan, hy's in die kop geskiet. Baie wrede moord. En 3 weke gelede is hierdie 3 mans wat aangekla was van sy moord, Malesela Mangena en 2 broers Wally en Solly Sigwale. Hulle is in verband met hierdie moord skuldig bevind. En gister het Alisa Jansen van Rensburg, dis Nikki se suster, ter strafverswaring getuig. So die staat sal mense roep wat kom getuig waarom die hof of die regter dan nou swaar vonnis moet oplê. Die verdediging sal nou weer mense roep of dan die moordenaar self getuig wat in hierdie geval gebeur het om te sê waarom hulle nie swaar gestraf moet word nie. So Talisa het getuig, jy het gesê niks, eintlik geen vonnis wat opgelê gaan word, gaan ooit haar broer terugbring nie. Nikki sou in Desember daardie jaar getrou het. Hy het ook vertel hulle die plaas moes verkoop. Hy het melkkoeie en sonneblomme geboer en hulle moes die plaas verkoop. En dan gaan dit ook 'n bietjie verder. Hulle praat nie net van die direkte impak wat hierdie op die familie het nie. Hulle praat ook van, jy weet, dit kring weier uit. Ons weet boere sorg vir kos, maar boere gee ook werk. En in hierdie geval het 'n klomp van sy plaaswerkers hulle werk verloor. Dit het omtrent nog 50 mense in 'n uitgebreide familie beïnvloed. So sy sê ook tereg, jy weet, aan die einde verloor almal. Sy sal nooit weer haar broer terugkry nie. Die veroordeelde se kinders sal sonder hulle groot word. So dis eenvoudig net die gevolg van so 'n verskriklike daad. Die mense wat in die skuldbank sit, dink dalk, jy weet, dis 'n eenmalige ding gewees of hulle het redes wat hulle sal aanvoer waarom hulle nie so skuldig is soos hulle dink nie. Maar op die ou end kring hierdie ding weier uit. Daar is soveel mense wat op die ou end ly onder hierdie. Dis nie net die persoon wat aangeval word nie. Die skuldiges, hulle is skuldig bevind. Dis nie oënskynlik miskien nie. Hulle is skuldig bevind. Nee, hulle is skuldig bevind. Ja. Solly onder andere is al voorheen vir verkrachting aangekla, het al tyd uitgedien daarvoor. So dis nie sy eerste oortreding nie. En die feit dat hulle absoluut nie Nikki se suster se getuienis ignoreer asof dit nie bestaan nie. Lekker gelag het met hulle familie en gekuier het in die hof sonder om waarskynlik toe die uitspraak gekom het sonder om enigstens emosie te wys. Dit laat 'n mens kil. Dit jou hart stol van ek wil nie sê mag 'n mens sê daar's boosheid in die lug. Mens raak koud daarvan om dit te ervaar en 'n mens sal graag wil sien dat skuldiges soos hierdie wat in die hof skuldig bevind is, ordentlik aan die pen ry. Ja, en dat hulle ook daarom rou betoon. Ja. Ek dink as jy familielid van Nikki is, wil jy graag sien dat iemand daarom jammer is dat hierdie verskriklike ding gedoen het aan jou mens. Ja. Maar ja, dit is dis regtig hartverskeurend. Die 2 broers byvoorbeeld, soos jy reg sê ook, hulle het grappies gemaak. Hulle het nie eens verwys na getuienis nie, waar die ander moordenaar dan gesê het, weet jy, hy's nou jammer dat dit gebeur. Maar ek moet ook sien dieselfde asem, hy ontken nog dat hy enige aandeel gehad het. Maar dit maak dit nie minder erg nie. Hy's klaar veroordeel, hy is 'n moordenaar. Ja. Jana, die president praat oor ons klimaatsprobleme. Ja, net 'n vinnig genoem, die president van ons was gou in Kanada vir die G7 of die groep 7 vergaderings. Hy was daar op uitnodiging van die Kanadese president, wat op die oomblik die president is van die G7 vergadering of die G7 beraad. Nou, net 'n paar vinnige punte. Hy het nie met Trump ontmoet nie, met Amerikaanse president Trump. Ons het almal gedink hy gaan dalk. Hy het nie met Trump ontmoet nie. Hy het wel met die Franse president Emmanuel Macron en Friedrich Merz. Hy is die bondskanselier van Duitsland ontmoet en hy het spesifiek ons klimaatsverandering probleme op die tafel gesit. Kyk, ons gaan nou weer praat ook oor die Oos-Kaapse vloede, maar dit en droogte in die Wes-Kaap het hy alles genoem en om net te wys, jy weet, die impak van klimaatsverandering op Suid-Afrika, as ook 'n deel van Afrika wat baie swaar gebuk gaan onder die impak van klimaatsverandering. Ja, en volgens hom behoort die G7 ook die pogings van die globale suide te ondersteun om 'n billike en regverdige en inklusiewe internasionale orde te skep vir volhoubare ontwikkeling. So waaroor dit gaan ook maar is, jy weet, ons hier in Afrika, soos ek gesê het nou in Suid-Afrika, ons ly eintlik weens die impak van klimaatsverandering wat daai groot lande, industriële lande oor honderde jare heen veroorsaak het. Maar ons het nie die hulpbronne om daai goeders te beveg nie. So hy vra eintlik net, dis net weer 'n beroep wat die globale suide gereeld maak om te sê, help ons asseblief globale noorde om die probleem wat julle veroorsaak het wat ons nou tref te kan hanteer.
Dis goed dat ons dan deel van BRICS is, nê? Want jy dink aan China en aan Indië en aan Brasilië. Dis waarskynlik 3 van die grootste klimaatsondebokke op die planeet op hierdie stadium. So dis om goeie tyd daar is seker saam met ons vennote. Miskien moet hy vir ons vennote ook dit vra. En dis lekker om te hoor dat ons in Afrika veral minerale ontginning ten volle moet tot die hele waardeketting in Afrika dan moet hou. Dan moet mense net wonder hoekom maak die smelters toe. Maar okay. Maar dis lekker om te weet ons is voorsitter van die president van die G20 op hierdie stadium. En dis goed om te sien dat hy daar was as die enigste verteenwoordiger van Afrika. Enigste, ja. Ons het bietjie die fakkel daar gaan dra, maar ons is ook bietjie die mondstuk vir die lande in die suide, vir Afrika lande oor klimaatsverandering. So dis baie goed dat ons daar was. Ons eie minister van omgewingsake was ook, hy speel 'n groot rol by die klimaatsberade om namens Suid-Afrika ons saak te gaan voer. Ja. Dan gaan ons aan jy spesifiek na die vloede in die Kaap toe. Die dodetal staan op hierdie stadium op 90. Op 90. En die Oos-Kaap sê dit gaan omtrent 1.2 miljard kos om die huise wat die slagoffers verloor het te herbou. Ek sien Nuus24 skryf ook weens die dringendheid van hierdie huise wat herbou moet word. Jy kan nou dink dis winter, is ysig koud en mense het nie blyplek nie. Sal nie al die dele van herbouing die normale tenderprosesse gaan nie. Ons weet van die noodprosesse wat sorg dat tenders vinniger gebeur. Mense hoop ook maar dieselfde asem dat die geld dan goed bestee sal word of sal gemonitor word. Maar Nuus24 berig daar is 4652 huise die vloede verwoes. Dis dan nou bo en behalwe die mense wat oorlede is. Mthatha is die hart van die vloede, maar die verwoesting lê baie wyd. En die provinsiale regering sê wat moontlik kan gebeur is dat mense die boumateriaal kan kry. Want jy kan nou dink, jy weet as mense ry deur die suide van Johannesburg om te sien hoe vinnig gemeenskappe opspring, soos paddastoele. Mense bou baie vinnig hulle eie huise as jy vir hulle eenvoudig die materiaal gee om dit mee te bou. Wat miskien ook die proses bietjie kan aanhelp, dat hulle nie hoef te wag vir hierdie omslagtige tenderprosesse wat oor maande moet uitspeel nie. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, het vir my nogal 'n goeie punt gemaak. Sy sê, jy weet, mense sal anders moet begin dink oor hierdie ding, oor bouregulasies. Nie net waar mense bou onder vloedlyne of wat ook al nie, maar ook hoe ons bou. Ons bouregulasies lyk al, ek dink dit maak amper vir my 'n nuwe storie, waar jy weet bouregulasies al vir iets soos 50 plus jaar presies dieselfde lyk. Maar die klimaat van 50 jaar gelede lyk nie soos die klimaat van vandag nie. Klimaat van vandag moet bestand wees teen groot storms wat ons nie daai tyd gehad het nie. So daar moet definitief aanpassings kom, daar moet gekyk word, daar moet nie gekyk word oor hoe ons bou en wat ons kan maak om te bou, om te keer dat die impak van klimaatsverandering so groot impak het op die mense. En daadwerklike implementering. Ja. Absoluut. Jana, dan goeie nuus oor Poloni. Ons het so vroeër laasweek het ons gesels oor die feit dat daar 'n verbanning is op alle produkte, alle hoenderprodukte vanuit Brasilië. Maar daar is nou so klein bietjie verligting. Dis eintlik net meer as 'n maand gelede wat die regering hierdie algehele invoerverbod ingestel het weens die voëlgriepuitbreking in Brasilië. Maar dit nou so bietjie verlig om te sê dat ons nou sekere goed wel mag invoer. En dis eintlik maar nadat ons bepaal het, of ons lande nou bepaal het, jy weet daar is die uitbreking is dit in 'n sekere staat van Brasilië. So mens nie nodig om 'n verbod op die ganse land te sit as jy eintlik van hulle produkte nodig het nie. En ons praat spesifiek hierso van die meganies ontbeende hoender, of hulle noem dit MDM, wat gebruik word in vleise soos polonies. Dis natuurlik 'n hoofstapelvoedsel ook vir baie van ons armste gesinne. So dit kom ook na groot kapsie in Suid-Afrika van organisasies wat gesê die regering, weet hulle kan nie net sê daar is soos hulle sê blanket ban op hierdie invoere nie. Ons het daai kos nodig en die regering het op nou gehoor gegee. Maar John Steenhuisen was die minister van landbou is, hy sê ook baie spesifiek, as iets verander, jy weet, as hierdie voëlgriepuitbreking nou oorspoel na ander state in Brasilië, dan gaan ons weer dalk weet strenger maatreëls moet instel, want ons wil beslis nie voëlgriep in Suid-Afrika hê nie. Ons het in 2023 baie groot uitbreking hier gehad, ons grootste ooit, en ek weet die industrie het miljoene verloor en honderde mense het hulle werk verloor. Die pluimvee-industrie is net 2 sydes swaard natuurlik, want die pluimvee-industrie is dankbaar vir die pryse van hoender wat opgaan, maar al die maatskappye het meer hoender nodig om proteïene, goedkoop proteïene aan die mense te verskaf. Dit is ook daar aan die ander kant van die muntstuk. Maar ons moet afsluit met ietsie lekkers. Nadine het 'n pleidooi gedoen op sosiale media vir mense om asseblief 'n shelter te help waar die honde hulp nodig het. En dinge het gebeur. Mense het hulle harte oopgemaak.
Ag, sy praat van die lang kloof en die beroep wat sy gedoen het was vir die Oudtshoorn Dogs in Need of Ouden. Dis 'n organisasie in die lang kloof wat dan nou kyk na, jy weet, troeteldiere, veral honde. En sy het die advertensie self gesien en besluit sy wil reageer en toe het sy 'n openbare oproep gedoen en vir mense gevra om binne 'n week soveel as moontlik, weet, komberse of geld vir komberse en ekstra kos te besorg. Die Langkloof, mense wat nou al daar was, weet dit word verskriklik warm en verskriklik koud. So, die foto's op Netwerk 24 is my so mooi, waar sy sit met hierdie massas en massas en massas kombersies wat mense geskenk het. Mense is darm, jy weet, mense kan darm maar goed wees, van al die lelike goed wat ons lees in die nuus en wat ek self moet skryf soms, is dit wonderlik om te sien hoe mense kan ingryp vir goedjies in nood, soos, jy weet, diere. Absoluut, Jana, en ek wil ook sê, as jy betrokke kan raak by 'n nie winsgewende organisasie, nie net met geld nie, maar met jou tyd, ek is seker dit is altyd welkom, veral soos by diereskeidings ook. Jana, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie julle. Dit is Jana Marksberg, skakel net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.